Welkom by die Ligpunt Kerk podcast. As Ligpunt Gemeente is dit ons begeerte om God te verheerlik deur disippels te wees wat disippels maak en 'n kerk te wees wat kerke plant. Geniet hierdie week se preek. Vriende, ek dink as daar een woord is daar buite wat baie goed ons hedendaagse moderne kultuur opsom, dan dink ek is dit die woord consumerism. Okay? En daai term natuurlik verwys na ons lewe in 'n hedendaagse wêreld wat totaal en al ons in die tegniese sin van die woord is ons verbruikers. Nou, die mens was nog altyd verbruiker geweest, as jy daar dink. Van die mense het nog altyd goedere en selfs dienste gebruik. Jy weet, ons kort kos en jy kort klere en jy kort beskutting en ons selfs lekker dinge in die lewe wat die mens nog altyd nodig gehad het en graag wou gehad het. Dit is in die gewone sin van die woord, maar tegnies gesproke veral na die industriële revolusie, veral na die Tweede Wêreldoorlog, soos wat kapitalisme regtig ernstig begin lyf kry het die slimkoppe daar buite agtergekom dat hierdie kapitalistiese stelsel, hierdie masjien, vir hom om nie net te bly funksioneer nie, maar om regtig groter te word en beter te word en vooruitgang te hê, het jy nie net nodig dat mense moet dinge verbruik nie, maar jy het eintlik nodig om mense toenemend aan te spoor om meer en meer te verbruik. Jy moet hierdie masjien, moet jy aanhou, jy moet hierdie monster aanhou kos gee. En dit is die wêreld waarin ek en jy woon. Kyk gou vinnig saam met my op die skerm. 'n comment wat 'n ou gemaak het. Hy was 'n bekende besigheidsanalis back in the day gewees. Sy naam is Victor Lebow in 1955. So dis 'n rukkie terug, okay? Hoor wat het Victor Lebow gesê? Hy sê, "Our enormously productive economy demands that we make consumption our way of life. That we convert the buying and the use of goods into rituals. That we seek our spiritual satisfaction, our ego satisfaction in consumption. We need things consumed. We need things to be burnt up, replaced and discarded at an ever-accelerating rate." En vriende, as dit waar was in 1955, hoeveel te meer is dit nie waar in 2022 nie? Hier is my punt. Dit is die wêreld, vriende, waarin ek en jy onsself bevind. Dit is die water waarin elkeen van ons swem. Ek en jy word meer gevorm, ons is meer geslyp deur hierdie verbruikers consumeristic mentaliteit, as wat ek en jy op die beste van tye besef en as wat ek en jy krediet gee. Inderdaad, elkeen van ons is so gekondisioneer om hierdie consumer mentaliteit te hê, dat ek dink ons besef nie eers nie, dit is hoe ons alles in die lewe benader. Ek en jy het nie net daai consumer mentaliteit wanneer ons na die restaurant toe gaan nie, selfs in ons verhoudings met mekaar. Ons lewe as moderne mense in verhouding, selfs as jy dink oor jou vriendskappe, selfs 'n huwelik, waar die fundamentele burden wat ons het is deur consumerism gevorm, is heeltyd oor die, maar wat kry ek uit hierdie deal uit? En dit is die manier wat as jy kinders op skool het, is dit hoe ons oor ons skole dink. Hulle is service providers vir ons, die hospitale so, dit is oor ons regering dink, is dat ons is die kliënte en die regering is daar om dienste aan ons te verskaf. En hier is die ding, vriende, ek dink ons doen dit ook met die kerk. As ons moet eerlik wees, bring ons daai selfde verbruikersmentaliteit ook na kerk toe. Soos ons na 'n kerk toe kom en ons betree daardie kerk, wat ons doen is ons beoordeel dit. Jy kom by die kerk aan, dalk is dit jy vanoggend hier, eerste Sondag, en wat jy doen, is jy kyk uit, is die koffie alright? Jy weet, het iemand my gegroet? Is die kinderbediening exciting? Is die kwaliteit van die musiek redelik goed? Het die prediker met my gepraat daar waar ek is vandag? Is hierdie my tipe van mense? En as enige van daai vrae nie beantwoord nie, wat ons dan doen is, wel jy gaan net af in die straat op die volgende hoek, want daar is nog 'n kerk, en dan gaan kyk jy of daai dalk die kerk is vir jou. Vriende, dit is hoe ons is. Ons is verbruikers, selfs wanneer dit kom by die kerk. En hoor asseblief tog mooi vanoggend, vriende, so 'n mentaliteit is dodelik vir Christendom. Dit is dodelik om as 'n gemeente saam te funksioneer. Bybelse Christendom is ligjare verwyder van so 'n consumer mentaliteit.
Ja, dit is so, en ons gaan dit in vandag se gedeelte sien. Reg by die hart van die Christelike geloof, fundamenteel is daar hierdie amazing waarhede oor dit wat ons ontvang, wanneer ons na God toe kom. Dit is so. Maar soos wat ons ontvang, sê Bybelse Christendom en Bybelse kerk, is ons ook 'n mense wat gee. En wat ons wil doen is, ons wil nie dink oor kerk as 'n geestelike service provider nie. In steede van dit as die kerk 'n diensverskaffer is, wil ek en jy eerder oor kerk dink as 'n familie. Want 'n familie is ook 'n realiteit waar jy gedien word, maar dit is ook 'n realiteit waar jy bedien. En ek en jy wil nie oor onsself dink as verbruikers nie, ons wil eerder oor onsself dink as versorgers. En dit is wat ons oor vandag saam wil gesels, in daai gedeelte wat vir ons gelees was in 1 Johannes 3, vers 16 tot 18. Okay, so dit is wat ons gaan doen. 2 dinge, ek wil ons oortuig uit daai 3 versies uit, dat om 'n versorgende gemeenskap te wees, 'n gemeenskap waar ons omsien na mekaar se fisiese behoeftes, is inderdaad 'n teken van lewe van 'n gesonde gemeenskap. Dit is 'n vital sign vir wat Bybelse kerk is. Ek wil hê ons moet dit sien uit daai gedeelte uit, en dan aan die hand van dit wil ek ons almal aanspoor om in die lig van daai waarheid ons lewens saam as ligpunt dan in te rig. Okay, so dit is wat ons gaan doen. So tel jy blaadjie asseblief byderhand daar, hou daai teksgedeelte daar. Ons gaan kyk na daai 3 verse daar. En hier sal 'n goeie opskrif wees. As jy 'n opskrif wou gehad het vir daai 3 versies in 1 Johannes, dink ek is hierdie 'n goeie opskrif vir dit. Wat ons hierso sien is liefde in lewende lywe. Okay, ons sien hierso liefde in lewende lywe. Maar vir ons om te verstaan wat Johannes hierso sê, moet ons eers net vertroud wees met wat Johannes se argument tot en met hede was in sy brief sover. Okay, so net so gou vinnig deur 1 Johannes. So Johannes begin hierdie brief van hom, en reg in die begin, in die eerste paar verse, kom Johannes met 'n verstommende aankondiging. Wat Johannes sê is dat die ware lewe, die oorvloedige lewe, die ewige lewe, word nie net gevind in gemeenskap met God die Vader en met sy Seun Jesus Christus nie. Daai ware lewe, daai oorvloedige ewige lewe word ook gevind in gemeenskap met Jesus se liggaam, die kerk. En so vir daai rede gaan hy aan in die res van hoofstuk 1 en Johannes sê, en vir daai rede, indien jy gemeenskap wil geniet met God die Vader en met God die Seun en met sy kerk, dan is dit absoluut van kardinale belang, sê Johannes, vir gelowiges om in die lig te wandel en nie in die duisternis te wandel nie. Einde hoofstuk 1. Vraag, wat beteken dit om in die lig te wandel en nie in die duisternis te wandel nie? 1 Johannes hoofstuk 2 kom hy en hy sê dit vir ons. Hy sê om in die lig te wandel is om in liefde te lewe met jou geestelike broers en jou susters, met jou geloofsgemeenskap. Om in die duisternis te wandel, sê hy, is om jou broer of jou suster te haat. Hy gaan aan in hoofstuk 3, hy sê dat hierdie tipe van lewens, 'n lewe waar jy in, hy noem dit broederlike liefde, jy kan ook sê susterlike liefde, liefde vir medegelowiges in jou plaaslike kerk. Hy sê in hoofstuk 3, dat dit is inderdaad 'n teken van geestelike lewe. Dit is 'n teken of jy wedergebore is of nie. Die mate waarin daar in liefde gewandel word met jou broers en jou susters in jou kerk, of nie. Kyk hoe som hy dit op, net in die gedeelte voor ons gedeelte. 1 Johannes 3, vers 10 en 11, sê Johannes, hieraan is dit duidelik wie kinders van God en wie kinders van die duiwel is. Wie nie doen wat reg is nie uit God nie. Dieselfde geld vir iemand wat nie sy broer of sy suster lief het nie. Dan kom die opdrag 3 vers 11. Dit is die boodskap wat julle van die begin af gehoor het, uit Jesus se mond uit gehoor het, sê Johannes. Dat ons mekaar moet lief hê. En dit bring ons dan by ons gedeelte, aan die hand van daai punt wat Johannes so ver maak. Die vraag, vriende, soos wat ons by ons 3 versies vandag kom, is okay, maar wat beteken dit in praktyk
om broederlike liefde betoon. Nie op 'n koffiekap eers as 'n nice sentiment nie, maar in die regte, egte wêreld. Hoe lyk liefde vir mekaar in die plaaslike gemeente? Dit is wat Johannes vir ons in vers 16 tot 18 gaan gee. En wat hy in kort vir ons sê in ons 3 versies is dit. Johannes sê vir ons, broederlike liefde lyk baie soos Jesus. Broederlike liefde lyk soos Jesus. Kyk saam met my daar aan die begin van vers 16. Johannes sê, hieraan ken ons die liefde, dat hy, Jesus, vir ons sy lewe afgelê het. En vriende, dit wat Johannes hierna verwys, is natuurlik die hart, die middelpunt van die evangelie, van die goeie nuus van Christendom. As jy alles in die Bybel wil saamvat, dan word dit opgesom in die goeie nuus oor wat God en sy seun Jesus doen, en as jy wil inzoom, wat is die middelpunt, die bullseye van daai daadbord, dan is dit hier die stelling wat Johannes hier vir ons gee, dat hy, Jesus, sy lewe vir ons afgelê het. En vriende, hierdie is hoekom dit goeie nuus is. Dit is goeie nuus, want sê die Bybel, en inderdaad, as ons net goed sou luister vir ons eie gewetes, sê ons gewetes dit vir ons ook, die Gees sê dit vir ons almal, is dat uit die staanspoor uit, is ek en jy 'n mense, wat inderdaad so iets nodig het. Ons het nodig vir Jesus gehad om sy lewe vir ons af te lê. Vriende, die Bybel is duidelik hieroor, en hoor dit weer, moenie afskakel as jy dink jy het dit al 1000 keer gehoor nie, hoor dit weer vanoggend. Die Bybel maak dit duidelik dat elke liewe een van ons, elke persoon op aarde, uit die staanspoor uit, staan ons onder God se oordeel. Ons is 'n mense soos Adam en Eva, van nature af, wat gerebelleer het teen die ware koning, en teen sy heerskappy oor sy lewe. Vir daai rede staan ons uit die staanspoor uit, onder sy regmatige oordeel. Maar daar's goeie nuus, sê Johannes. Die goeie nuus is dat God is liefde. En God se liefde het in die persoon van Jesus lewende lywe aangeneem. God die Seun het mens geword, dis die evangelie, en hy het as ons verteenwoordiger in ons plek daar die lewe kom lewe wat ek en jy moes, maar wat ek en jy nie kon nie, en wat ek en jy nie het nie. Jesus het gekom en in jou en my plek het hy daai perfekte lewe kom lewe. En toe het hy na 'n kruis toe gegaan waar hy sy lewe neergelê het, om op die kruis as ons verteenwoordiger daardie straf te vat, daardie oordeel wat ek en jy verdien. Jesus het dit op homself geneem. Dit het hy gedoen sodat daar nou 'n mense kan wees wat nie meer God se vyande is en wat sy vloek verdien nie, maar dat hulle nou 'n mense sal wees wat God se kinders sal wees en sy seëninge vir alle ewigheid sal geniet. Hulle is nou, kyk aan vers 18, God se kinders. Vriende, kyk saam op die skerm, ons het net nou daai pragtige lied gesing. Dit was die 3de sang wat ons vandag gesing het. Wat 'n mooi lied was dit nie, hoe amazing het die band dit nie vir ons gesing nie. Kyk saam met my na die woorde van die liedjie See How He Loves Us, die versgedeeltes, 2 verse wat ek net vir ons weer wil lees, want dit maak presies Johannes se punt vanoggend. Johannes sê vir jou, Johannes sê vir ons wat die liedjie ook sê, Son of Man, robed in flesh, bearing our grief, knowing our weakness, yet despised in our eyes, pitied and poor, living among us, see how he loves us. Lamb of God, crucified, suffered alone, dying he saved us, laid within a sinner's grave, ever he lives now, risen to raise us. See how he loves us. Johannes se punt, vriende, is presies dit. Johannes se punt is dat as ek en jy die volkome vergestalting, as ek en jy die duidelikste definisie van ware liefde, van ware broederlike liefde wil sien, hy sê kyk na Jesus. Sien vir Jesus, sien hoe Jesus ons lief gehad het. Vriende, kan ek vir ons almal net vra om net daar te pause, voordat ons aangaan by dit wat eintlik al die hoofidee mag wees in ons teksgedeelte vandag.
Kan ek jou uitnooi, as jy vandag hier so sit en jy is nog nie 'n Christen nie, want ons altyd in ons midde mense wat nog nie werklike disippels, genuine disippels van Jesus is nie, kan ek jou hierdie uitnodiging vanoggend opnuut weer gee? Kan ek jou uitnooi om te reageer op Jesus se liefdesdaad? Hoe reageer mens op Jesus se liefdesdaad? Wel, Johannes 3 vers 16 is treffend. In Johannes se vorige boek, selfe hoofstuk, selfe vers. Johannes hoofstuk 3 vers 16 gee hy vir ons hoe ons behoort te reageer. Baie amper dieselfde, julle ken die vers. Want God het die wêreld so lief gehad, dat hy sy seun gegee het. Sodat elkeen, hier is hoe ons behoort te reageer, sodat elkeen wat in hom glo, nie verlore mag gaan nie, maar die ewige lewe mag hê. Dit is ongelowige, as jy vandag hier so sit, hier is hoe jy moet reageer, in geloof. Maar om te glo in Jesus beteken nie, jy knyp jou oë toe en jy saai jouself op dat Jesus is waar en Jesus het op kruis gesterf nie. Dit is nie wat glo beteken nie. Daai is die werk van die Gees om jou daarvan te oortuig. Om te glo, soos wat die Gees jou daarvan oortuig, is om te vertrou in daardie Jesus. Dit is wat die woordjie glo daar beteken. Om te glo, vriendin, beteken dat jy het nodig om te stop. In die eerste plek het jy nodig om te stop, om met jou angstige, nuttelose geskarrel deur hierdie lewe te gaan, waar jy probeer die heeltyd om jou eie bestaan te regverdig, waar jy probeer om jouself te beveilig, waar jy probeer om jou eie diepste hartsbegeertes te bevredig. Jy het nodig om te stop met daai speletjie, want dit is 'n nuttelose speletjie. Om te glo beteken om dan, nadat jy gestop het, om te erken, om jou geestelike bankrotskap aan God en aan ander te erken. Om op te hou te probeer maak asof jy fyn is, op te probeer by wyse van godsdiens jouself fyn te maak, en soos wat jy dit erken, wil jy dan draai. Jy wil draai na Jesus toe, en jy wil vertrou in Jesus. Jy wil vertrou, soos ons net nou gesê het. Jy wil kyk na Jesus en sê, Jesus, ek het jou nodig as my verteenwoordiger. Jesus, ek kyk na jou en ek vertrou jou. Ek gaan al die chips op die tafel, gaan ek op jou bank. Op alles, op jou. Dat Jesus, jy het die lewe gelewe wat ek nie kon nie, jy het. En Jesus, daai dood wat ek verdien, jy het dit in my plek, het jy daai straf geneem. En so Jesus, ek kyk na jou, jy het jou lewe gegee, sodat ek die ware, oorvloedige, goeie, vir alle ewigheidslewe nou in jou kan geniet. Ongelowige, nie Christen, dit is hoe dit lyk om te reageer op Jesus se liefdesdaad. Kan ek jou uitnooi, as jy nog dit nie gedoen het in jou lewe nie, kom na daai Jesus toe, vertrou in hom, word sy disipel. Maar as jy vandag hier so sit en jy is reeds 'n Christen, wat meeste van ons sal wees, as jy reeds 'n disipel van Jesus is, Christen, kan ek jou uitnooi opnuut vanoggend. Kom ons reageer op Jesus se groot liefdesdaad deur te bly rus in wat Jesus aan die kruis vir ons gedoen het. Romeine 5 vers 8 tot 9, bekende woorde. Kom ek lees dit vir ons, dit gaan nie op die skerm wees nie, maar luister mooi. Paulus sê vir ons in Romeine 5 vers 8, God bewys egter sy liefde vir ons juist daarin, dat Christus vir ons gesterf het, toe ons nog sondaars was. Hoeveel te meer sal ons dan deur hom van oordeel gered word, nou dat ons deur sy bloed geregverdig is. En so hoor dit Christen, soos wat jy hier so sit, glo dit asseblief, kom rus opnuut vandag. Soos jy so sit Christen, kom met al jou aanhoudende gebrokenheid, want ons is 'n gebroke, messed up mense op die beste van tyd. Kom met al jou gebrokenheid en kom met al jou sondigheid as 'n Christen en kom rus weer eens in die wete dat jy is nie meer God se vyand nie, jy is nou deel van God se familie. Dit het niks uit te waai met hoe jy perform nie, dis waar omdat Jesus perform het. Jy is God se kind. Kom rus in die wete dat jy is, 3 vers 18 daar, jy is nou sy kind, jy is vrygespreek, jy geniet nou vrede met God en jy is nou veilig.
Kom terug na dit toe, Christen, en kom rus opnuut vandag in dit, en dan, wat ons verder doen om te reageer op Jesus se liefdesdaad, reageer dan, Christen, op dieselfde manier, wat Jesus gereageer het, deur ook liefde aan jou broers en aan jou susters te betoon. Ek het net gister, toe lees ek 'n vinnige artikel wat in die New York Times was. Hulle het in die New York Times, het hulle hierdie kolom wat hulle noem The Ethicist. The Ethicist, en so, hulle het een of ander, ek weet nie, een of ander guru, en dan skryf mense in met vrae wat hulle aan The Ethicist vra, etiese vrae. Hulle weet nie wat is die regte ding om 'n sekere ding te doen nie, en so mense skryf in vir dit. En hierdie een het ingeskryf en gesê, hy sit met 'n penarie, want sy broer het nieroorplanting nodig. Die probleem is dat sy broer is 'n horrible mens, sê hy in die artikel. Hy sê dat sy broer is 'n totale skerminkel. Sy hele lewe lank, sê hierdie ou in die artikel, het sy broer hom geboelie. Toe hy so min of meer 50 was, het sy broer hom en sy familie se erfenis uit gewangel, en sy hele lewe lank is dit die storie met sy broer. Maar nou het sy broer 'n nier nodig, en hy is super bang dat sy broer gaan vra, dat hy vir hom een van sy niere moet gee. En so wat hy vir The Ethicist wil vra, is hy wil by hom hoor, wat sal die regte ding wees vir my om te doen? Het was treffend, as jy die comments gelees het op die artikel, 100 uit 100 Amerikaners het gesê, staf daai broer van jou. In fact, gaan gee jou nier vir iemand anderste, het hulle gesê. Een van die ouens het dit gesê. Imagine dat hy ou gaan en hy gaan gee sy nier vir sy broer. En daai skerminkel van 'n broer kom uit die hospitaal uit, en hy's fine, hy het 'n tweede kans tot die lewe, alles is wonderlik, alles is great. 'n week later kom sy suster, daai ou, want hulle het ook 'n suster in hierdie storie, en sy suster bel hom en sê, luister hierso, ek het my voet gebreek, en kan ek jou krikke leen vir die volgende paar maande? En die broer wat uit die hospitaal het gekom het, second chance of life, sê vir sy suster, nee, no ways, gaan kry jou eie krikke, daai goeders kos nogals baie geld. Imagine hy sê dit, hoe verskriklik, belaglik, pathetic, terrible sou dit nie gewees het nie. En vriende, dit is in effek wat Johannes se punt is in hierdie gedeelte. Johannes se punt is dat ons is die aaklige broer in die storie. Dis ek en jy. Ons is 'n mense wat die erfenis gesteel het, of wou probeer steel het, vanaf ons goeie broer af. Ons wou hom van kant maak, en hy het, vriende, ten spyte van dit gekom, en nie net vir jou en vir my 'n nier gegee nie, hy het vir ons sy lewe gegee. Wat Johannes se punt hier in ons 3 verse is, hoe, as dit waar is, as ek en jy so ryklik gebaat het by sy liefdesdaad, hoe is dit enigstens moontlik dat ek en jy dan liefdeloos teenoor mekaar, ons, die res van die familie, die broers en die susters, sal optree? Ek wil kyk also, dit is wat hy sê, in Johannes 3 vers 16, tweede helfte van die vers, ons ook behoort ons lewens vir ons broers af te lê. En so vriende, wat ek wil hê ons in die res van ons tyd saam moet doen nou, is ek wil net hê, dat ek wil ons graag aanspoor om in die lig van hierdie waarheid te lewe, en ek wil hê ons moet dit doen deur die volgende 2 dinge. Eerstens wil ek hê ons moet kyk na 2 kenmerke, soos ons na daai teksgedeelte kyk, 2 kenmerke van broederlike liefde, en dan wat ek wil hê ons moet sien vinnig, is 2 bestanddele wat ons sal dan help om daai broederlike liefde te kan uitleef, en inderdaad vir ons om 'n versorgende geloofsgemeenskap te wees. Okay, so dis al wat ons in die res van ons tyd gaan doen. So 2 kenmerke van broederlike liefde dan. Eerstens, hierdie is belangrik vir ons om te verstaan, as wat Johannes vir ons daarso sê, vriende, is dat Jesus se liefde vir ons is nie net die motivering vir ons liefde vir mekaar nie, maar Jesus se liefde is ook, skenk aan ons die model vir hoe daai liefde vir mekaar behoort te lyk. Of om dit anders te stel, Jesus se liefde is nie net vir jou en vir my die petrol, wat jou en my dan die petrol gee om liefde vir mekaar te betoon nie. Wat hy sê, is Jesus se liefde gee ook vir jou en my die patroon vir hoe ons liefde, ons broederlike liefde vir mekaar moet lyk.
En so sien dit raak, twee dinge, ten minste twee dinge hierso, twee kenmerke van hierdie broederlike liefde. Die eerste ene is dat broederlike liefde, vriende, is opofferend. Het jy gesien daarso in vers 16? Soos wat Jesus sy lewe afgelê het, so behoort ons ook ons lewe vir ons broers af te lê. Natuurlik word ek en jy nie geroep om fisies, letterlik te sterf vir mekaar nie. Maar ons word geroep om spreekwoordelik ons lewens vir mekaar neer te lê. Ons word geroep, vriendin, dit is wat liefde sal wees, sê Johannes vir jou en vir my. Ons het nodig om te sterf in die eie ek vir mekaar. Ons het nodig om ons eie begeertes neer te lê, ons eie behoeftes neer te lê, ons eie belange op sy te skuif. Wat Johannes deur dit wat hy hier vir ons sê impliseer, is hy sê vir jou en vir my, hy sê Ligpunt, as ons broederlike liefde gaan betoon, wat 'n teken van lewe is, van ware geestelike lewe, dan gaan dit vir jou en vir my ons tyd kos, as ons genuine gaan lief wees vir mekaar. Dit gaan vir jou en vir my ons geld kos. Dit gaan vir jou en vir my ons gemak kos. Dit gaan ons drome kos. Dit gaan jou drome kos. Dit gaan moontlik selfs jou reputasie kos. As ons broederlike opofferende liefde aan mekaar sou betoon. Kan ek jou vra, ligpunter soos wat jy vandag hierso sit, wat is dit vir jou? Wat is dit wat jy tans in selfgesentreerde liefde so aan vasklou, dat dit jou verhoed om naaste liefde aan jou geestelike broers en susters hier te betoon? Ligpunter, wat sal jy moet prys gee ten einde met integriteit die groot gebod te kan gehoorsaam? Wat gaan jy moet prys gee om te kan sê, ek het genuine my naaste hier so lief soos wat ek myself het? Daar is die vraag wat ons onsself moet vra. Die tweede kenmerk van broederlike liefde, wat Johannes hier impliseer in sy gedeelte, is dat broederlike liefde is nie net opofferend nie, maar broederlike liefde is behoeftebevredigend. Julle sien, soos wat Jesus sy lewe afgelê het ten einde jou en my grootste behoefte aan te spreek, naamlik om versoening tussen ons en God te bewerkstellig, so behoort ons liefde tasbaar te raak in die sin dat ons mekaar se grootste behoeftes aanspreek, mekaar se noemenswaardige behoeftes aanspreek, en let wel, daai behoeftes wat ek en jy geroep word om aan te spreek, is nie net geestelike, dis nie net dat ons na mekaar se geestelike welstand moet omsien nie, maar ook mekaar se fisiese welstand moet omsien. Net soos wat, vriende, Jesus het nie, toe hy op die kruis gesterf het, hy nie net ons geestelike welstand na hom gesien het. Jesus, ja, hy het gesterf vir ons sondes, maar om vir ons ewige lewe te gee, in 'n fisiese liggaam, vir alle ewigheid, in 'n nuwe hemel en aarde. Jesus was besig om na ons fisiese welstand ook om te sien, en so word ons ook geroep juist na dit. Kyk, hoe maak vers 17 daai punt in ons gedeelte. Vers 17 beklemtoon dit juist, Johannes sê, soos hy hierdie vraag hierso vra, hy sê, hoe bly die liefde van God in iemand, wat genoeg aardse besittings het, en sy broer sien gebrek ly, maar sy hart nogtans vir sy broer toesluit. Kom ons lees dit weer, hoe bly die liefde van God in iemand wat genoeg aardse besittings het, en sy broer sien gebrek ly, maar sy hart nogtans vir hom toesluit. Met ander woorde, Johannes roep ons vriende hier om in die konteks van jou geloofsgemeenskap, met jou broers en jou susters in die geloof, in die kerk, soos wat jy hulle sien gebrek ly, sê hy daarso, om jou aardse rykdomme te vat en te sê, hoe kan ek die ander wat genuine behoeftig is en nie na hulle self kan omsien nie? Hoe kan ek my aardse rykdomme aanwend ten einde hulle in hulle behoeftigheid te help? Dit is wat hy daarso sê. En hier's die ding, vriende, meeste van ons hier, nie almal van ons hier, maar meeste van ons hier, is, om die taal van Johannes te gebruik, daar die wat genoeg aardse besittings het. Natuurlik het ons almal 'n begeerte vir meer aardse besittings, dis waar van ons almal. Maar as ons moet eerlik wees, veral ons hier in die ooste van Pretoria, ons het genoeg. Ons het genoeg
aardse besittings. En so die vraag vir ons wat Johannes se woorde hier aan ons genoodsaak ons vir onsself vra, is waar sien ek en jy gebrek? Fisiese behoeftes in ons midde, in ons geloofsgemeenskap. Ons het nodig om onsself te vra is, soos wat ek daai gebrek sien, ek sien dit, is ek en jy besig om ons harte toe te sluit, om sy taal te gebruik, jy maak daai deur toe, jy sê ek sien dit, nie my probleem nie, kry jou eie krikke, is dit wat ons doen, of is ons besig om ons harte oop te maak vir mekaar, is ons besig om die liefde van God tasbaar te vergestalt, soos wat Jesus dit tasbaar aan ons vergestalt het. Johannes sê, en dit is 'n stelling wat hy eintlik maak, daai vraag is eintlik 'n stelling, nee, Jesus sê, indien ons nie sulke mense is nie, dis die hele punt van die boek, 1 Johannes, as hy sê daar weer in vers 17, indien ons nie op hierdie manier broederlike liefde, sisterlike liefde aan mekaar, op 'n fisiese manier aan mekaar betoon nie, sê hy moet ons onsself eerlik afvra of ons daadwerklik die liefde van God ken. Goed, dit is sy punt. En so die aansporing, kyk na vers 18, die aansporing is kinders, ligpunt, ons moenie net met woorde, met die tong lief hê nie, maar ons moet met die daad ten volle lief hê, sê Johannes, sê God vir jou en vir my vanoggend. Soos wat God in Jesus se liefde aan ons in lewende lywe na ons toe gekom het, so behoort ons liefde ook in lewende lywe aan mekaar betoon word. In kort, 'n gesonde geloofsgemeenskap is 'n versorgende geloofsgemeenskap. Laaste 2 dinge, dit was die 2 kenmerke. 2 bestanddele, vriende, van 'n versorgende geloofsgemeenskap. 2 bestanddele van 'n versorgende geloofsgemeenskap. Die eerste ding is 2 plekke as dit waar, of 2 maniere waar wat sal help dat versorging sal floreer in ons gemeenskap. Eerstens, vriende, versorging floreer binne in intieme, nabye verhoudings. Okay, dis die eerste ding. Versorging floreer binne intieme, nabye verhoudings. Dit is treffend dat by die ontstaan van die kerk in Handelinge 2, so Petrus het daai amazing preek gepreek, ons word vertel in Handelinge 2 vers 41 dat daar was grootskaalse bekering, 3000 mense daardie dag, 3000 siele was tot die kerk toegevoeg. Net daarna in hy gedeelte sien ons dat die kerk dus by mekaar kom, en is treffend, Lukas sê vir ons in Handelinge 2 vers 45, dat die oorspronklike kerk gaan toe en hulle het al hulle aardse besittings, hulle aardse rykdom met mekaar gedeel om na mekaar se behoeftes om te sien. Handelinge 2 vers 45. Handelinge 2 vers 46 sê hy, en die kerk het by die tempel by mekaar gekom, waar hulle die Here aanbid het, en hulle het ook by hulle huise by mekaar gekom, daar om lewe saam te doen. Hoekom? Want dit is soos wat hulle daar by hulle huise by mekaar kom, waar hulle genuine kan begin na mekaar se fisiese behoeftes omsien. En dit is hoe dit werk. So ek het onlangs gelees, dit is shocking, maar as jy dink oor die statistieke in ons land, hulle sê dat die werkloosheidssyfer in Suid-Afrika op hierdie stadium vir ouens tussen 19 en 24, vir daai ouderdom bracket, 19 to 25, is die werkloosheidssyfer op die oomblik net onder 64%. Dis insane. Dit is absoluut crazy. Ek hoor dit en my tor val af. Heeltemal. Ek klats uit, want die probleem is net te groot. Ek kan niks daaraan doen nie. Ek kan niks doen aan die massa behoefte in ons land nie. Maar wat bietjie meer moontlik is dat ek kan probeer kyk na my huishulp of my tuinier se familie en dalk hulle kinders tussen 19 tot 24, dis iets wat ek kan doen. Daar's 'n naam, daar's 'n gesig, daar's 'n storie en daar's iemand daar wie ek mee kan help. En op 'n soortgelyke beginsel, vriende, werk dit ook in die kerk. So selfs hier by ons is 'n relatiewe groot gemeente en daar's baie fisiese behoeftes by Ligpunt. Dis heeltemal te veel eintlik vir ons om alles aan te spreek, jy weet, vir my om dit aan te spreek of vir jou om dit alles aan te spreek. Maar wat ek en jy kan doen is ons kan lewe doen saam met 'n paar ander gelowiges
Ek en jy kan met 'n paar gesigte, 'n paar name, in 'n ligpunt gesin konteks, kan ek en jy daar, kan ons mekaar ken en deur mekaar geken word, en ons kan daar in daai groepie van 8 mense of 12 mense of 15 mense, daar kan ons mekaar se behoeftes op daai manier aanspreek. So kan ek jou aanspoor, as jy vandag hier sit en jy kom al vir 'n wyle na Ligpunt op Sondag, maar jy's nog nie in een van ons huisgroepe, ons Ligpunt gesinne nie, kan ek jou uitnooi, kom skakel in daar. As jy dalk in 'n Ligpunt gesin was voor COVID en eers met COVID het jy so 'n bietjie uitgerafel, kan ek jou aanspoor, skakel weer in. Vriende, kom ons staan nader aan mekaar in verhoudings. En nie perfekte verhoudings nie, maar reël verhoudings. Kom ons leer mekaar opnuut weer ken, kom ons laat toe dat jy werklik geken word deur ander. Kom ons hou aan om toenemend te funksioneer vanuit ons identiteit dat ons familie is, en ons lewe so tot ons toenemend soos familie begin voel, want jy doen dit eers voor jy so voel, en kom ons hanteer mekaar dan toenemend soos wat die teksgedeelte sê, as broers, as susters, as kinders van God, as familielede. 'n Gemeenskap wat in liefde na mekaar omsien. En dit gaan gebeur in die konteks van Ligpunt gesinne. Laaste ding. Versorging floreer nie net binne intieme nabye verhoudings nie, maar versorging, vriende, floreer onder bekwame leierskap. En dit is waar ons eintlik hierdie reeks begin het. In Handelinge 6 vers 1 tot 7, as jy hier was vir die eerste preek, in Handelinge 6 vers 1 tot 7, was daar 'n krisis in die plaaslike kerk, want daar was die weduwees, daar was fisiese behoeftes gewees in die vroeë kerk, Handelinge 6, en dit was nie, daai behoeftes van die weduwees was daar nie omgesien gewees nie. En toe het ons gesien in Handelinge 6, het die apostels gekom, die geestelike leiers gekom, en hulle het gesê, nee, God het ons geroep tot die bediening van die woord en tot gebed. En hulle wat die apostels was, het daarop geprioritiseer. En hulle sê, maar kom ons rig 'n ander groep geesvervulde, bekwame, geestelike leiers in ons midde op, wat sal omsien na die fisiese behoeftes in die geloofsgemeenskap. En in daai gedeelte in Handelinge 6 het ons gesien hoe hulle toegegaan het, en hulle het so 'n groep aangestel. Nou in die res van die Nuwe Testament, vriende, sien ons dat daai is as dit ware die begin van 'n amp wat ons in die Nuwe Testament sien, wat genoem word diakens. En dit is wat diakens eintlik is, Bybels volgens die Nuwe Testament. Dit is 'n groep geesvervulde, bekwame leiers binne in 'n kerk, wat se werk is om die res van ons te help, om seker te maak dat ons almal saam omsien na die fisiese behoeftes in ons midde. So hulle is daar om in 'n mate daai behoeftes te help koördineer en ons te mobiliseer. Hulle doen nie die werk namens ons nie, hulle is leiers wat ons lei en ons aanspoor en mobiliseer, sodat ons, veral in die konteks van ons Ligpunt gesinne, na mekaar se behoeftes sal omsien. En ons is juis op daardie punt nou. Ons as die ouderlinge by Ligpunt het toenemend oor die laaste paar jaar tot die oortuiging gekom dat ons het nodig om diakens aan te stel in Ligpunt, en so ons is in daardie proses op hierdie stadium juis om dit te doen. En so Ligpunt kan ek dus elkeen van ons aanspoor om hierso saam te trek, soos wat ons nou in die volgende hopelik maand of 2 gaan diakens aanstel by Ligpunt. Hierdie is wat jy kan doen. Die eerste ding is, ons het 'n klomp dokumentasie geskryf oor wat sê die Bybel is 'n diaken, wat doen 'n diaken, hoe moet 'n diaken wees, en ons gaan daai dokumentasie vir julle, almal wat Ligpunters is, nog either vandag of 10 en môre, gaan jy dit op die WhatsApp groep kry. Kan ek jou aanspoor, vat daardie inligting oor wat 'n diaken is, gaan lees daai dokumente, bid daaroor, en as jy enige vrae het, of enige voorstelle het met betrekking tot hierdie amp van diakens in die plaaslike kerk, kom praat met my, kom praat met die ander ouderlinge daaroor. Die tweede ding is dat ons is besig om 'n kort lys tans op te stel van kandidate, wie ons dink beide mans en vrouens, wat ons kan help in die gemeente om te sien na daardie fisiese behoeftes in ons midde. En kan ek jou asseblief tog uitnooi op dit? Ons het daai kort tyd, as ons mee besig,
Ons is nog besig om 'n paar ander mense te probeer innooi tot so 'n span toe. Dan wat ons gaan doen, ons gaan hier by Ligpunt een Sondag, as ons die kortlys van name het, sal ons dit aankondig en sê, hier is die voorgestelde diakens van Ligpunt, en dan gaan ons as 'n gemeente 'n kans kry vir so 1 of 2 weke, om ons insette te lewer en te sê, weet jy wat, ek dink nie daardie persoon behoort op die diakens te wees nie. En dan sê hulle dit vir ons sal een of ander rede kry, en ons sal vir hulle sê, sorry, julle kan nie op die diakenspan wees nie, maar dit is in daai mate iets wat ons wil hê die hele gemeente saam oor moet insette oplewer. En dan sal ons 'n Sondag of 2 daarna kom, ons sal hande op daardie diakens lê, en ons as 'n gemeente gaan as dit ware gesag aan hulle gee en sê, sal julle ons as 'n gemeente help, sodat ons beter broederlike en susterlike liefde kan uitleef hier by Ligpunt. Sal julle ons lei, sal julle ons aanspoor, mobiliseer en koördineer tot dit toe. En dan derdens, Ligpunt, soos wat ons klaar maak, kan ek vir jou vra, kan jy vir ons bid oor dit? Bid vir ons as ouderlinge, hier is 'n nuwe inisiatief wat ons in die lewe van Ligpunt probeer inwerk. Bid vir die ouderlinge, bid vir daardie kandidate, sodra ons die name reg het. Kan ek vir jou vra om te bid vir jou eie hart en vir ons almal se harte, dat ons hierdie diakens inderdaad sal met vreugde en ondersteuning sal volg, soos wat ons vorentoe gaan. En so ek sluit af. Vriende, daai woorde van daai besigheidsanalis in die begin, daai Victor Lebow, wat hy in 1955 gespreek het hy gesê net dat die ekonomie vereis, het hy gesê dat ons spiritual satisfaction in consumption najaag. Maar Ligpunt, ons weet beter. As kinders van God weet ek en jy beter dat spiritual satisfaction kan nie deur staf in hierdie wêreld ooit bevredig word nie. Spiritual satisfaction kan net in Jesus gevind word. In Jesus wat homself gegee het vir ons. Jesus wat ons roep om onsself te gee vir mekaar. Dit is daardie Jesus wat vir ons gesê het, dit is meer geseënd om te gee as wat dit is om te ontvang. Kom ons vat Jesus op sy woord. Kom ons glo Jesus as hy dit sê. Vriende, kom ons bid saam. Ja, Hemelse Vader, ons loof en ons prys U ook vir hierdie woord van Johannes af aan ons vanoggend. Here, wat ons wil aanspoor om in broederlike liefde met mekaar te wandel, in liefde met ons geestelike familie te wandel. Here, ons dank U aan hierdie herinnering. Sal U deur die Gees dit nie net iets maak wat ons vir 'n oomblik prikkel en dan beweeg ons aan, omdat die selfliefde in ons swaarder rus as die liefde vir mekaar nie. Here, vir dit om te gebeur, vir opofferende, behoeftebevredigende liefde om te realiseer, Here, moet U deur die Gees 'n bonatuurlike werk in ons doen. Sal U daai werk doen? En doen dit juis soos wat ons Jesus voor oë hou. Jesus wat ons ouer en perfekte broer was, wat sy lewe neergelê het vir ons. Here, ek bid soos wat ons na Jesus kyk en soos wat ons na sy kruis kyk, dat dit ons harte sal toenemend en aanhoudend sal warm maak. Warm maak nie net vir ons liefde vir U nie, maar liefde vir mekaar. Here, maak ons so 'n gemeenskap, 'n versorgende gemeenskap. Doen dit, Here, vir ons voordeel, vir ons vreugde, maar bo dit uiteindelik vir U verheerliking bid ons dit in Jesus naam. Amen. Vir meer inligting oor Ligpunt Kerk, besoek gerus ons webwerf op www.ligpunt.com of kontak ons gerus by info@ligpunt.com.